So vandag hou die Here my besig, al so 'n tydjie, en die Here hou my besig met geldsake. Ons gaan vandag 'n bietjie na die ekonomie kyk, en na die geldsake, en hoe dik is jou beursie, en al die goeders, wat ons na kyk, en wie het baie, en wie het min. En dan gaan ons agterkom, dis presies waaroor dit nie gaan nie. Maar kom ons lees 'n interessante skrif in Lukas 16 vers 9. Ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang. Mens kan vra nou, wat staan hier geskryf? Wat moet ek hiermee maak? Ek gaan hom weer lees, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, dit is die, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Nou om te verstaan wat die Here hier bedoel, sal ons nou so 'n bietjie weier moet kyk, en 'n bietjie van 'n ontleding doen, en kyk waar ons uitkom. Want wat hier geskryf staan is verskriklik belangrik vir alle mense. Verskriklik belangrik, en ons moet besef wat die Here vir ons hier gee. Die woord wat gebruik word vir ewige tente, is dieselfde woord wat gebruik word as hy van die tempel sou praat, soos in byvoorbeeld die Nuwe Jerusalem. So 'n tempel wat groot is, een wat nog kom, of een wat opgerig is, of so ons kan in hierdie ewige tente kan ons sien dat Jesus praat van wanneer jy die lewe hier verlaat, dat jy dan in die hiernamaals gaan ontvang word. So hierdie skrif begin met die onregverdige mammon hier op aarde, en dan kom jy te sterwe, en in dieselfde sin vorder jy dan na die ewigheid. Goed, so dit is wat in die skrif, in hierdie versgedeelte geskryf staan. En om in die ewigheid ontvang te word, is daar 'n voorwaarde. En die voorwaarde sê jy moet vriende maak. Nou is die vraag, met wie moet jy vriende maak hier, om in die ewigheid te kom? En dan staan daar, jy moet mammon gebruik om vriende mee te maak. So, mammon is 'n middel tot vriendskap. Verstaan ons iets hiervan? Nou, om in die hemel te kan ingaan, so kom ons kyk nou net na die pad wat dit vat om by die hemel in te kom. As jy by die hemel wil ingaan, is daar net een weg. Jesus Christus, hy sê ek is die weg, die waarheid, die lewe. So as jy nie 'n vriend van Jesus is nie, dan sal jy nie in die ewige tente kan ingaan nie. So deur mammon moet Jesus jou vriend word. Hy sê maak vir jou 'n vriend, deur mammon. So nou moet jy mammon gebruik om Jesus jou vriend te maak. Lukas 16 vers 13 sê, geen huisknegt kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Nou, Jesus is nie 'n vriend van mammon nie. Maar jy moet 'n vriend van Jesus word deur mammon te gebruik. Johannes 15 vers 14 sê, julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Goed, dan kom ons 'n entjie verder. Jy's 'n vriend van Jesus as jy doen wat hy vir jou sê om te doen. Die middel om by Jesus as vriend uit te kom is mammon. Nou as ons kyk na die woord onregverdig wat hier gebruik word, hy praat van die onregverdige mammon, hy word ook vertaal as oneerlik. Mammon is oneerlik. Ek het 'n ander vertaling gesien wat sê, mammon is die god van oneerlikheid. Hy staan vir alles wat onregverdig en oneerlik is. Verskriklik hierdie mammon. Nou as ons net 'n bietjie rondom ons kyk hoe onregverdig hy nou regtig eintlik is, want baie keer dink 'n mens nie aan hoe onregverdig is mammon nou eintlik nie. Hoe onregverdig is dit dat die 10 rykste mense op aarde, net hulle, besit 42 triljoen rand, net 10 mense. Terwyl 300 miljoen mense in Afrika op die rand van hongersnood is. Kyk net hierdie kontras in onregverdigheid. Hoe onregverdig is dat die prysgeld vir die wenner van die SA Ope golftoernooi is 4 miljoen rand.
Terwyl 8 miljoen mense in Suid-Afrika nie werk het nie, kry 1 persoon 4 miljoen en 8 miljoen het niks. Sien jy die onregverdigheid? Hoe onregverdig is dit dat eienaars van groot banke in Suid-Afrika verdien R24.000 per dag? Nie per maand nie, per dag. Terwyl 'n motorwag sukkel om R20 te versamel. Hoe onregverdig is dit daar mense is wat R1 miljoen vir 1 paar skoene betaal, terwyl 'n boemelaar se enigste paar skoene nie meer sole het nie. Sien jy die kontras? Wat is die dryfveer agter bedrog, rooftogte, geldwasery? Wat is die dryfveer agter hierdie dinge? Ons kan altyd vra, nou maar, is genoeg nie? Of wanneer is genoeg nou eintlik genoeg? Die woord van die Here wys vir ons in hierdie vers op iets baie meer persoonlik. En dit gaan nie regtig oor die welvaart van iemand anders nie, of die rykdom wat iemand sou hê en ek het dit nie. Maar die Here gebruik hierdie onregverdigheid om 'n vriend van Jesus te word. Want dit is in hierdie onregverdigheid waarin 'n vriend van Jesus se oorwinning lê. Kom ons kyk 'n bietjie hoe dit werk. Jesus sê, as jy te midde van hierdie onregverdige mammon dit kan regkry om 100% eerlik te wees met dit wat hy aan jou toevertrou, dan kan jy 'n vriend van Jesus genoem word. Hy vra van jou nie om massas te bestuur of te kyk wat jy daarmee maak nie. Maar wat hy sê is, as jy die klein bietjie wat jy het, daai paar sente wat jy het, as jy dit getrou kan mee omgaan, dan is jy 'n vriend van Jesus. Kom ons kyk na 'n paar gevalle waar die Here vir ons in sy woord voorbeelde gee, en dit is Matteus 20 vers 1 tot 15, ek gaan dit nie lees nie, maar daar is 'n hele gelykenis wat die Here vertel van die huisheer wat sy arbeiders gehuur het. En hy het, party van hulle het hy vroeg in die oggend gekry, en dan het hy party in die middag gekry, en hy het party in die namiddag gekry, en so uur voordat hulle klaar gemaak het, het hy ook nog iemand gehuur. En toe hulle almal klaar gewerk het, toe gee hy vir almal presies dieselfde geld. Want dis waarmee hy met hulle ooreengekom het, dit staan daar geskryf. Hy het met hulle ooreengekom. En toe almal hulle geld kry, toe bars die murmurering los. En die mense wat die hele dag gewerk het, weet maar, hoekom kry ons dieselfde as hy wat net 1 uur werk? Hoekom kry ek nie meer nie? Hoekom dit? Hoekom dat? Uiteindelik sê hulle maar, dan is jy die bestuurder, die onregverdige een hier. Hoekom behandel jy ons nie regverdig nie? Wie's aan die werk? Die onregverdige mammon. Ek dink in ons dae, as dit nou in ons dae gebeur het, dan het hierdie ding by die unies gedraai. Heel waarskynlik op 'n staking uitgeloop, of so iets. Want hoe onregverdig is dit dan nou ook? Maar dit is waarmee die bestuurder met elkeen ooreengekom het. Elkeen was tevrede toe hulle begin, dis wat hy gaan kry, totdat hulle geld kry. Toe bars die onregverdigheid ewe skielik los. Daar is die geval van Ananias en Safira, wat 'n stuk grond gehad het en hulle verkoop hom. En nou bring hulle die geld vir die apostels. En ek het eintlik vir baie jare het ek gewonder, hoekom het hulle met hulle lewe betaal vir wat hulle gedoen het? Ek dink jy ken almal die verhaal van Ananias en Safira. Hulle het 'n stuk grond en toe kom hulle na die apostels toe en hulle sê, goed, hier is nou die geld vir die Here se huis, hier is nou die geld, maar intussen het hulle 'n klein bietjie teruggehou en hulle het nie alles gegee nie, en toe betaal hulle met hulle lewe. Hulle is daar dood vir die oortreding, maar in die eerste plek het hulle nie nodig gehad om die grond te verkoop nie, hulle kon het gehou het. Niemand gesê hulle moet dit doen nie. Nou, hoekom het hulle met hulle lewe betaal hiervoor? Op 'n dag toe lees ek die verse net voor daai gedeelte in Handelinge 4 vers 36 en 37, en dit is 2 verse wat 'n mens mis, want jy begin altyd by Ananias en Safira, jy begin daar, maar kom ons lees net hierdie 2, Handelinge 4 vers 36, en Joses, wie se bynaam onder die apostel Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken seun van vertroosting, 'n Lewiet van geboorte uit Siprus,
het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels gelê. Hierdie Joses het presies dieselfde gedoen as wat Ananias gedoen het. Hy het 'n stuk grond gehad, hy het hom verkoop, hy het die geld gebring en vir die apostels gegee. Net daarna kom Ananias en hy besluit, maar ek het ook 'n stuk grond. En hy verkoop ook die stuk grond en hy bring ook die geld vir die apostels, maar hy hou 'n bietjie agter want die probleem is, toe hy nou die grond verkoop het en alles bring, toe sien hy is besig om homself in die voete skiet. Hierdie ding gaan nie werk nie. Maar nou, hy wil nou ook die aansien hê wat Joses gekry het, omdat hy alles gebring het, wil hy nou ook, soos hy kom en dieselfde ding doen, maar in die proses kom hy agter, maar eintlik gaan dit nie werk nie, maar kan nie nou meer omdraai nie. So kom ons hou net 'n klompie agter, want ek gaan hierdie nodig kry, want waarmee gaan ek nou verder lewe? Wie was hier aan die werk? Mammon. Mammon is aan die werk. Want hy het gesien, dit wat hy nou gaan doen, hy wil dit doen om die eer daarvoor te kry, maar in die proses sal hy homself 'n bietjie tekort doen, so hy gaan 'n klompie moet agterhou. Oneerlik, die oneerlike mammon, hy is aan die werk. Ons sien daar is 'n plek waar ons lees van Saggeus die tollenaar. Hy werk vir die Romeine en dan sit hy hier in die tolhuisie en dan alles wat verbykom, dan moet hulle belasting betaal op alles. Maar hy het die belasting sommer 'n klomp keer meer gemaak as wat dit moes. Dan gee hy vir die Romeine wat hulle vra en dan hou hy vir hom 'n klomp wat hy nodig het, so in die proses raak hy verskriklik ryk. Hy het baie wel afgeraak. En toe op 'n dag kom Saggeus tot bekering. En wat hy gedoen het, toe hy tot bekering kom, toe sê hy, maar ek sal almal teruggee wat ek van hulle gevat het, plus al die wat ek oneerlik ook nog gevat het, en hy het vir hulle 4 keer meer gegee as wat hulle, want dit is alles wat hy by hulle eintlik gesteel het. Toe sê hy, okay, goed, ek sal alles wat ek gesteel het weer teruggee. Mammon was aan die werk. Mammon het vir Saggeus gedryf, want genoeg is nie genoeg nie, so hy moet net nog al hoe meer bymekaar maak. Sy bekering het gemaak dat hy 'n vriend van Jesus geword het. Mammon was magtig aan die werk in sy lewe, en deur Mammon het hy Christus se vriend geword, want hy het dit wat hy afgepers het, alles teruggegee. Hy het hom bekeer. Ek is nou klaar met hierdie werke. Van nou af werk ek eerlik met geld. Saggeus kon 'n tollenaar gebly het. Hy kon voortgegaan het met sy werk. Maar hierdie keer vra hy net die belasting wat nodig is. Word 'n vriend van Jesus. En Jesus vertel hierdie gelykenis met die oog op die koninkryk van die hemel. En wat ons uit hierdie gelykenisse kry, wat ons uit die Here se woord uit kry, is iets waarmee ons elke dag te maak het. Elke dag moet mense werk toe gaan. Elke dag moet ons geld verdien. Elke dag het jy rekenings wat jy moet betaal. Jy moet elke dag woeker met jou talente. Jy moet iets gaan doen sodat jy 'n opbrengs kan kry. Daar is gereeld krisisse wat betaal moet word, onvoorsiene omstandighede wat verbykom. Daar is, as jy kinders op skool het, dan weet jy nie wat is môre se uitgawes nie, want alles is vandag betaal en dan vanaand, as hulle by die huis kom, dan sê hulle, pa, ons moet môre so en so hê vir die skool, of en dink jy, waar moet ek dit nou kry? En die oomblik wat jy weet, maar jy het iets nodig, dan vir jou kind, dan weet, okay, maar daar is geld betrokke. Goed, het ek dit, kan ek dit betaal? Baie keer moet jy vir die kind sê, jammer, ek gaan dit nie doen nie. Maar dit wil jy ook nie doen nie. Ons het die hele dag geld nodig. Almal het altyd geld nodig. Jy moet huur betaal. Jy moet eet. Jy moet iets gaan koop. Jy het klere nodig. Jy het versorging nodig. Jy het mediese dinge nodig. Jy het al hierdie goed nodig. Jou kar moet aan die gang bly. Jy het brandstof nodig. Jy het al hierdie goed nodig. Ons werk die hele dag met geld. En die hele dag permanent is Mammon by om te kyk, want Mammon weet, hy kan jou help, hy kan vir jou in die afgrond in help, want hy is onregverdig in sy wese, is Mammon onregverdig. Daar is die 3 diensknegte wat die Here die gelykenis van vertel, en die huisheer kom en hy gee vir die eerste een 5 en vir die tweede een 3 en vir die laaste een gee 1 talent en hy sê, goed, ek gaan nou op reis en as ek terugkom dan
sal ek by julle kom kry wat ek by julle gegee het. En 2 van hulle het hulle talente gevat en daarmee gewoeker, hulle het gedoen wat hulle kon, en hulle het 'n opbrengs gebring. En een van hulle het gegaan en het gaan begrawe, want hy's bang, want wat het hy gesê? My bestuurder is onregverdig. Ons kan dit lees. Matteus 25. Maar die 2 wat gewoeker het en 'n opbrengs gekry het, teenoor die een wat gesê het, maar my bestuurder is onregverdig, ek kon niks hiermee maak nie, en dit is onregverdig dat daai een 5 gekry het en ek kry net 1. Die onregverdige mammon, herken jy hom? En daai diensknegt wat gekom het en gewoeker het en sy opbrengs gebring het, in Matteus 25 vers 23 sê, sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, daai klein bietjie wat jy gekry het, getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Hierdie klink net soos wat dit klink, as hy sê in Lukas 6 vers 9, ek sê vir julle, maak vriende deur die onregverdige mammon, sodat julle in die ewige tente ontvang kan word. Matteus 25 sê, wanneer jy getrou is in hierdie bietjie, gaan jy in die ewigheid. En die sleutelwoord hier is getrouheid. Getrou in die dinge van mammon, getrou in die dinge van die Here, getrou in die bietjie wat hy jou gee, getrou in dit wat hy jou in jou toevertrou. En die oomblik wat jy getrou is, dan ontsluit dit die hemel vir jou. Lukas 16 vers 10 sê, hy wat getrou is in die minste, die klein bietjie wat jy kry, wees getrou daarin, is ook in die groote getrou. Hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. En wat is die toets hier? Mammon is die toets. Is jy in staat om met daai bietjie wat die Here jou gee, getrou te handel? En as jy daarin getrou is, word jy 'n vriend van Jesus, en wanneer jy 'n vriend van Jesus is, dan gee hy vir jou baie dinge om ook na te kyk, want jy het bewys dat jy te midde van hierdie onregverdigheid en oneerlikheid, te midde daarvan, kon jy hierdie bietjie vat, getrou wees daaraan, en die Here sê vir jou, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Dit gaan nêrens oor die hoeveelheid geld wat betrokke is nie. Dit gaan nie oor die een wat baie het en die een wat min het nie. Dit gaan nie oor die een wat in 'n groot huis bly en die ander een wat op straat bly nie. Dit gaan nie oor die een wat 'n blink motor het en die ander een wat loop waar hy wil wees nie. Al hierdie goed word in die Here se oë word dit as klein beskou, gering. Dit is klein goedjies hierdie. Daar is 'n ewigheid, daar is 'n koninkryk wat baie groter is as dit. Maar as jy nie in hierdie klein bietjie getrou kan wees nie, kan jy nie 'n vriend van Jesus wees nie. Want as jy 'n vriend van Jesus is, kan jy by die baie uitkom. Kom ons kyk na 'n skrifgedeelte. Jakobus 5 vers 1 tot 6. Ons het hierdie gedeelte nou weer in die Bybelstudie ook behandel, so verskoning vir die wat dit nou 2 keer hoor. Jakobus 5 vers 1 tot 6. Kom nou julle rykes, ween en huil oor die ellende wat oor julle kom. Julle rykdom is verdorwe, julle klere is deur motte verniel. Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees, en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Julle het op die aarde 'n weelderige en losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom nie teen julle nie. Hierdie gedeelte gaan nie daaroor of jy ryk of arm is nie. Hierdie gedeelte in die Here se woord gaan daaroor of jy jouself bevoordeel het ten koste van iemand anders. Met ander woorde, jy het iets bekom of iets vergader of besittings vermeerder of waarmee jy jou ook al verryk het, hoe klein, hoe gering ook al. Maar terwyl jy dit gedoen het, het jy iemand anders benadeel om jouself te bevoordeel.
moet baie fyn kyk hierna, want ek het 'n goeie idee dat baie mense is redelik skuldig hieraan. Daar is 'n paar voorbeelde wat ek wil opnoem van hoe hierdie ding werk. Iemand adverteer 'n motor vir 'n sekere bedrag, maar jy bied hom baie minder aan as wat dit eintlik werd is. Maar omdat die persoon verleë is om te verkoop, dan uiteindelik stem hy maar in daartoe dat jy dan nou hierdie motor vir, sê maar die helfte van die prys koop. Nou is daardie persoon is nou ingedoen of tekort gedoen, hy het skade gelei, terwyl jy loop en brek met jou winskoop. Jy het jouself verryk ten koste van iemand anders. Jy moet iemand betaal vir dienste wat gelewer is. Iemand moet iets doen en dit is gedoen en daardie persoon het die moeite gedoen en nou is dit gedoen en nou besluit jy, ek sê lus om te betaal nie. Daar's letterlik mense wat dit doen. Al hierdie goed wat ek hier as voorbeelde noem is dinge wat ek teëgekom het. So ek het dit nie uitgedink nie. En dan word die geld moetswilliglik net agtergehou, net oor hulle nie lus is om te betaal nie. Verryking ten koste van iemand anders. Daai persoon het daai geld nodig. Mense het 'n besigheid en kry verskaffers en in die proses lewe lekker en verryk hulle self en dan betaal hulle nie die verskaffers nie, hulle betaal nie die krediteure nie vir 'n lang genoeg tyd en dan besluit die krediteure, hulle gaan hof toe gaan, hulle gaan hierdie maatskappy gaan hulle nou hof toe vat en dan is hulle heeltemal gewillig en die maatskappy word gelikwideer en die verskaffers kry miskien R20 en die R100 as hulle gelukkig is, daarmee moet hulle tevrede wees. Intussen het die persoon homself verryk ten koste van daardie mense wat materiaal of dienste of wat dit ook al is aan hierdie maatskappy verskaf het en hierdie persoon lewe lekker. Daardie mense word nie betaal nie van hulle besighede, van hulle self moet toemaak. Hulle moet hulle mense afbetaal, mense wat geld kon huis toe vat omdat hulle salaris gekry het, kan dit nie doen nie. En dan roep die loon van daai arbeider, wat nie sy geld kon kry nie, roep uit tot die Here van die leerskare. Dis wat Jakobus sê. Hier lê 'n versoek wat vanoggend ingegee is, wat presies dit is. Mense wat iemand geld skuld en dit nie betaal nie, en hierdie mense, ek weet nie wie's die persoon nie, hierdie uitroep gaan na die God van die leerskare. Met ander woorde, die aanvoerder van die hemelse leermag, dit is waarheen hierdie versoek gaan. Mense wat byvoorbeeld in nood is, word gedwing om besittings te verkoop. Hulle het nie keuse nie, hulle moet dit verkoop. Nou word hulle prys afgetrap tot in die grond in, sodat iemand anders kan spog oor sy wins koop. Maar daai mense kry bitter swaar, want hulle het geld nodig gehad. Maar hulle is verleë. Dit gebeur dat iemand getroud is en hulle het 'n woning en sê nou maar die man is oorlede en daardie huis was op die man se naam gewees, nou is hy oorlede, sy vrou erf dit, maar sy het nie die geld om die oordragskoste te betaal nie, want dit is te veel, het dit nie. Nou gaan daardie huis op 'n bankrotboedel en dan word daar gekonkel, want dit is hoe dit blykbaar werk. Die mense wat die soort huise opkoop, het hulle, soos ons noem, inside info, daarna die mense wat weet wat word verkoop, en die aanbod wat hulle maak is minder as die helfte wat die huis werd is. Maar die arme tannie het geen keuse nie, en daai huis word verkoop vir 'n gedeelte van wat hy regtig werd is. En daar staan sy. OK, nou moet ons dit seker maar doen. Vat dit maar. En daarna volg ellende, want sy kan nie weer die geld vat en in 'n blyplek gaan koop nie. Daarna is dit net moeilikheid. Daai ding roep uit tot die God van die leerskare. Salomo het hierdie ding ook al teëgekom. Iemand wat jou oortuig dat dit wat jy het, is eintlik niks werd nie. Soos jy gaan verkoop jou kar aan die
tweedehandse handelaar en dan loop daai handelaar en dan klop hy hier, dan klop hy daar en sê, nee, wat hierdie ding is stikkend, nee, wat hierdie ding is gedaan, hierdie is, nee, weet wat, hierdie kar van jou is niks werd nie. Ons lees dit, Spreuke 20 vers 14, as jy dit nog nie gelees het nie. 20 Spreuke vers 14 sê, niks werd, sê die koper, maar as hy wegstap, dan spog hy. Dis skrif, is nie iets niets nie. Dit in Salomo se tyd al gebeur. Hierdie soort dinge wat gebeur, gaan nie ongesiens by die Here verby nie. Gaan nie ongesiens verby nie. Daar is net 2 dinge in die Here se woord wat uitroep om wraak. Net 2. Die een is onskuldige bloed. Onskuldige bloed wat vergiet word, daai bloed roep van die grond af uit na die God van die leerskare om wraak. En die wraak sal kom. Ons kan maar in Openbaring gaan lees. Die wraak gaan kom. Elke druppel bloed wat onskuldig vergiet is op hierdie hele aarde, van die regverdige Abel af, tot by die heel laaste mens, gaan gewreek word op die aarde. Dit gaan nie verby nie. Moenie dink dit gaan verby nie. Dit gaan gewreek word. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot die ore van die Here van die leerskare. As 'n arbeider nie sy geld gekry het nie, roep hy uit tot die God van die leerskare. Landwyd, wêreldwyd, dis hoe dit werk. Ons lees dit. Deuteronomium 24 vers 14, Deuteronomium 24 vers 14 en 15. Hy sê, jy mag 'n arm en 'n behoeftige dagloner uit jou broers of uit vreemdelinge wat in jou land in jou poorte is, nie verdruk nie. Op die dag self moet jy sy loon gee, sodat die son oor hom nie ondergaan nie, want hy is arm en sy siel verlang daarna. Hy daai bietjie geld het hy nodig, die mense lewe van die hand na die mond. Want hy is arm, sy siel verlang daarna, dat hy nie teen jou tot die Here roep en dit sonde in jou word nie. Die loon van die arbeider wat teruggehou word, roep uit om wraak. Ek dink 'n mens moet nie partykeer vreeslik ver wonder hoekom dit met baie mense gaan soos wat dit gaan nie. Loon wat teruggehou word. En die God van die leerskare gee aandag daaraan, want is tot hom wat hulle uitroep. Beroof die arme nie, Spreuke 22, vers 22 en 23, Spreuke 22 vers 22. Beroof die arme nie, omdat hy arm is, en verbrysel die ellendige nie in die poort nie, want die Here sal hulle saak verdedig. Kyk wat staan nie, die Here sal hulle saak verdedig, en hulle berowers van die lewe beroof. Die Here tree self in, vir daai arbeider, wat nie sy geld gekry het nie. Hy tree in. Maleagi 3 vers 5. Maleagi 3 vers 5. Hy sê, ek sal na julle toe kom vir die oordeel. Ek sal sonder om te huiwer 'n getuie wees teen towenaars, egbrekers en wie vals sweer. En dan voeg hy hierdie by, teen hulle wat dagloners, weduwees en vaderlose kinders verdruk, en hulle wat vreemdelinge wegwys en nie ontzag vir my het nie, sê die Here, heerser van die leerskare. Die dagloners, die weduwees, en die vaderlose kinders wat verdruk is, deur mense wat hulle self verryk het, ten koste van daardie persoon wat nie sy geld gekry het nie. Die dagloner, wat daai geld so bitter nodig het. Lukas 16 vers 10, hy wat getrou is in die minste, in die dinge van Mammon, is ook in die groote getrou, die dinge van God. Hy wat onregverdig is in die minste, die dinge van Mammon, is ook in die groote onregverdig, die dinge van God. As 'n mens in hierdie klein dinge, die dinge van Mammon reken die Here as gering. Die Here reken geld na al die goed as baie klein. In sy oë is dit baie gering, want hy vergelyk dit met die grootheid van die hemelse koninkryk. Die hemelse koninkryk is verskriklik groot. Hy sê, as jy baie klein is hier op aarde, as jy die geringste is hier, dan gaan jy groot wees daar. So,
Dit wat hier vir ons belangrik is nie vir die Here belangrik nie. Hierdie is die tydelike, hierdie is die klein, dit is die geringe. As 'n mens nie in hierdie klein bietjie wat die Here jou gee, hierdie paar sente wat in jou hand plaas, getrou kan wees nie, hoe kan die Here dit aan jou toevertrou om sy koninkryk te verkondig, om mense van hom te vertel, om van sy grootheid te vertel? Hoe kan die Here dit aan jou toevertrou as jy nie eers in hierdie klein bietjie getrou kan wees nie? Dis wat die Here se woord vra. Die onregverdige mammon is die mees alledaagse middel wat elkeen van ons het, in ons hand en in ons sak. En dit is die een ding waarop jy jouself kan toets, of jy getrou is in daai klein bietjie wat die Here jou gegee het. As jy getrou is in hierdie klein bietjie, dan kan die Here vir jou sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Gebruik die onregverdige mammon en word 'n vriend van Jesus. En as ek die skrif so lees, dan sê die Here, dis nie baie moeilik om dit te doen nie. Dis eintlik vreeslik maklik. Gebruik die onregverdige mammon en word 'n vriend van Jesus. En wanneer jy dan die lewe hier verlaat, sal hulle jou ontvang in die ewige tente. Amen.